Reg, hallo mensies, kinders en al my graad 11s en 12s baie spesifiek baie welkom by die tweede episode van Werk daaraan Woensdae. Ons het nou laasweek gekyk na die losop vir X, waar X reële getalle is van nommer 1.1 tot 1.5 van hierdie graad 11 vraestelboek. En ek gaan nou sommer aangaan by vraag 1.6 en dan nou sommer vraag 1 klaar maak vandag, reg. So vraag 1.6 is x kwadraat plus 8x is gelyk aan 4 en hulle sê los op vir x nou nog daarbo. Maar hierso sê hulle nou dit, deur voltooiing van die vierkant los jou antwoord in die eenvoudigste wortelvorm. Reg, so nou voltooiing van die vierkant is dalk nou iets wat nog nie al van julle graad 11s gedoen het nie. As jy dit nou nog nie gedoen het nie en jy is nog nie lekker seker waarvan ek nou praat nie, moet nie worry en uitfreak nie. Jy kan altyd net weer terugkom na die video toe as jy dit gedoen het in die klas en weer kom kyk daarna. Ek gaan probeer verduidelik dat jy in elk geval min of meer kan verstaan waaroor dit gaan. En of wat jy nog kan doen is daar is video's op hierdie kanaal ook waar ons voltooiing van die vierkant doen. So jy kan daarna gaan kyk ook en jouself sommer vertroud maak daarmee so lank, want dit is nogals 'n belangrike stukkie werk en as dit in die klas verduidelik en jy het nou al so 'n stukkie daarmee gewerk, dan verstaan jy ook beter as mens dit in die klas doen. Van julle mag dit dalk nou al in die klas gedoen het, afhangende nou van hoe om die juffrou nou werk, reg. So voltooiing van die vierkant gaan maar net eintlik oor ek wil hierdie 'n perfekte vierkant maak. Wat ek bedoel met perfekte vierkant is iets soos x plus 2 kwadraat. Nou as jy gaan kyk as ek x plus 2 kwadraat uitmaal, soos as ek hom nou 2 keer skryf, x plus 2 kwadraat, dan het ek mos nou x kwadraat plus 2x plus 2x wat plus 4x is plus 4. Goed. So ek wil hierdie 'n perfekte vierkant maak waar hierdie die eerste stukkie van dit is. Ek gaan nou nog net iets kort nou die kant. Nou nog by hierdie kant, by die linkerkant. Reg, en as jy kyk na hierdie, jy kan 'n paar van hulle so gaan neerskryf en hulle bietjie bestudeer, maar hierdie middelterm is altyd dubbel dit wat daar in daai bakkie staan. So, ek wil altyd die helfte van daai middelterm daar hê. So ek wil hierdie werk na die helfte van 8 is mos nou 4 toe. So ek wil hierdie werk na 8 plus 4 kwadraat toe. Reg. Dit wat ek hier gaan bytel, is dan nou ook, jy kan ook nou weer 'n paar, is nou simpel dat 4 en 4 is nou dieselfde, maar daai 2 as ek hom kwadreer is altyd dit wat hier staan, want is mos nou 2 maal 2 is dit. Of 3 maal 3 is 9, of 4 maal 4 is 16, of wat ook al. So, as ek hierdie hakie gaan uitmaal, dan kry ek, as jy nou sommer net dieselfde hakie daar vir jouself verbeel, x maal x is x kwadraat, plus 4x is dan nou daai plus 8x, reg, en dan die plus 4 maal plus 4 gaan vir my plus 16 gee. Goed, jy gaan nou later nie eers hierdie stap skryf nie, maar direk hierdie stap skryf en dan daartoe. Maar ek wys net vir jou waartoe ek werk en hoekom ek nou hierdie bytel. Goed, maar nou het ek by hierdie kant van my vergelyking 16 bygetel. So nou moet ek aan daai kant van my vergelyking ook gaan 16 bytel om hulle nou gelyk te hou. Maar nou is hierdie kant 'n perfekte vierkant wat dit is en hierdie kant is nou 20. Reg. Normaalweg as jy nou al bietjie meer vertroud is met voltooiing van die vierkant, gaan jy nou nie eers hierdie skryf en dan terugwerk en dan weer vorentoe werk nie. Normaalweg gaan jy net vat daai b-term en jy gaan deel hom deur 2 wat dan nou die is en dan kwadreer jy hom. En dit gee vir my 8 gedeel deur 2 is mos nou 4 kwadreer 4 is 16 en dan gaan ek 16 bytel beide kante. En dan 16 se vierkantswortel of 8 se helfte wat hier in die hakie staan sonder die kwadraat is wat daar in daai hakie gaan kom. Goed, so ek tel 16 by beide kante, dis 20, hierdie is nou 'n perfekte vierkant en dan kan ek vir x oplos deur net die wortel te vat beide kante. Nou hier as ek die wortel vat, kanselleer die wortel en die kwadraat uit, dan het ek net dit. En hierso as ek die wortel vat, moet ek nou net onthou om plus of minus die wortel van 20 te vat. Reg?
en dan as ek nou die 4 oorvat, dan het ek minus 4 plus of minus wortel 20. Reg. En omdat hulle hier sê los in die eenvoudigste wortelvorm, gaan ek nou nie my sakrekenaar gebruik nie, ek gaan hierdie sommer met die hand doen. Nou hoe ek hierdie wortel uitwerk met die hand is, ek gaan skryf hom in sy priemfaktorvorm. Dis nou daai ding, priemfaktorvorm van die laerskool af. Hierdie produk van priemfaktore, wat jy gedoen het in die laerskool, hierdie Casio sakrekenaars kan dit ook doen. Maar 20 is 2 kwadraat maal 5. So ek gaan 20 vervang met 2 kwadraat maal met 5 en 2 kwadraat se wortel kan ek dan nou uitwerk, want hulle kanselleer mekaar ook maar net uit, soos wat dit daar ook gedoen het, 2 kwadraat en 'n wortel, kanselleer mekaar uit, so dis 2 maal met 5. Reg. En nee, askies, amper jok ek vir jou hierdie ding. Reg, die 2 kwadraat se wortel is 2, so hy gaan uit, maar die 5 bly net so onder die wortel. Goed. En dan is dit nou minus 4 plus 2 maal wortel 5, of x is minus 4 minus 2 maal wortel 5. Maar jy gaan nie nou die uitwerk met 'n sakrekenaar nie, want hulle sê los in wortelvorm, so daar is ek nou klaar. OK, dan vraag 1.7 sê x kwadraat plus 4 is gelyk aan 0 en hy tel net 1 punt. Reg? Nou, om hierdie op te los, ek gaan nou eers dalk probeer faktoriseer en dan agterkom, ek kan nie hierdie faktoriseer nie, want ek het 'n reël vir verskil van vierkante, maar nie 'n reël vir som van vierkante nie. Ek kan nie 'n gemeenskaplike faktor uithaal nie, ek kan nie die 3-term faktorisering doen nie. Daar is letterlik niks wat ek met hierdie kan doen om hierdie te laat werk nie. Om hierdie te faktoriseer nie, dan probeer jy dalk nou om daai 4 oor te vat. En dan hopelik as jy dit doen, dan sien jy sommer dadelik raak, maar hierdie is dan altyd positief. Maak nie saak wat ek x maak nie, as ek dit kwadreer is dit mos nou altyd 'n positiewe. Want 'n minus maal 'n minus is 'n plus is positief. En 'n positiewe getal maal homself wat ook positief is positief en 'n 0 maal 'n 0 is 'n 0. So maak nie saak wat ek hierdie maak nie, hy gaan nooit negatief wees nie. Wat beteken ons geen waarde vir x wat ek daar kan invul wat hierdie gaan waar maak nie. So vir hierdie vergelyking bestaan daar nie 'n waarde vir x nie. Reg. 1 punt. 1.8 is ongelykheid x kwadraat plus 5x minus 6 en jy gaan presies doen is groter as 0. Met ongelykhede doen jy presies wat jy sou gedoen het as daar 'n is gelyk ontstaan, wat nou natuurlik faktoriseer hierso is, doen presies dieselfde behalwe as jy met 'n negatief maal of deel, dan draai jy net hierdie ding om, reg? En as jy kwadratiese vergelykings het, in plaas van die antwoorde aan die einde, gaan jy net so ekstra stappie het, maar ek gaan dit vir jou nou wys as ons daar kom sommer, as jy nou nog nie dit weet nie. Reg, so ek gaan hierdie faktoriseer en as jy onseker is van faktorisering, daar is by basiese begrippe en konsepte, dis 'n playlist op my channel, is daar 'n video oor faktorisering van 3 terme, so as jy nou nog nie lekker gemaklik is met dit nie, gaan kyk gerus daardeur, maar dit is iets wat jy nou al redelik vertroud moet wees. As jy nog nie vertroud is daarmee nie, gaan kyk daardeur totdat jy vertroud is met dit, maar hopelik is jy al, want jy moet al wees. Reg, en dan waar jy nou normaalweg nou van hier af sal sê x is gelyk aan minus 6 of x is gelyk aan 1, is hierdie nou net nie jou antwoord nie, dit is jou kritieke punte wat jy gaan gebruik om jou antwoord te kry. Goed, dan kom daar nou net een ekstra stapie by. Hierdie ouetjie is mos nou hierdie x kwadraat plus 5x minus 6, is mos nou 'n parabool, en omdat daai a-waarde wat nou 1 is hierso positief is hy mos nou so om my parabool, en hierdie twee waardes is dan mos nou my x-afsnitte wat minus 6 en 1 is, né? En ek soek vir waar hierdie parabool groter is as 0. So dit is
groter as 0 is bo die x-as. So dit is daai stukkie van die parabool wat nou aangaan tot 'n oneindigheid, natuurlik, en ook daai stukkie van die parabool wat aangaan tot 'n oneindigheid. So dit is waar my x-waardes kleiner is as minus 6, gebeur hierdie op die grafiek, en waar my x-waardes groter is as 1. So kleiner as 6 of groter as 1 is hierdie ongelykheid waar. Reg. So dit is 1.8. As jy nou wonder, moet ek nou daai is gelyk aan sit of nie, en wanneer sit ek dit daar of nie, jy kyk maar hier na die som. As die som groter asse of kleiner asse het, dan het my antwoord ook groter asse of kleiner asse, net groter asse en kleiner asse. As my som daar sê nou maar kleiner gelyk aan, dan sluit hy die nulpunt in. Hierdie is my nulpunte. En dan gaan ek daai al twee kleiner gelyk aan en groter gelyk aan maak, maar omdat ek daar nou net groter as gehad het, is hierdie albei kleiner as en groter as. Reg. OK, 1.9 is 'n monster. Hy lyk soos 'n monster, maar hy is nie. Reg, vraag 1.9. Kom ons kyk gou daarna. Laat ek net vir ons spasie maak, want ek dink verseker nie 1.9 gaan hier onder in hierdie stukkie inpas, wat ek nou nog oor het van die bord nie. So kom ons begin skoon. Wat sê? Nuwe blaadjie omgeslaan. Dat is hy, goed. Vraag 1.9 lyk so. Dit lyk soos 'n monster, maar moet net nie bang raak en uitfreek en dit ooplos nie. Ons is mos geneig om baie keer nie eers 'n som te probeer nie. Dan kyk ons hierdie ding en dink jy net, ja, ek gaan nie dit kan regkry nie, en dan los jy dit oop en dan gaan jy aan. Partykeer van daai goed wat jy so kyk en dink, nee, ek gaan nie dit regkry nie, en dan los jy oop, gaan jy aan. As jy net eers begin met hom en net eers probeer, dan kom jy agteroor, is actually doen nou nie so moeilik nie. Die enigste rede hoekom hy 7 punte vir een probleem is ridiculous, maar die enigste rede hoekom hy 7 punte tel, is maar net omdat dit baie werk is. Dit is nie moeilike werk nie, dit is net baie werk. Reg, maar moet ook nie lui wees nie, doen daai baie werk, want jy kan daai lekker baie punte kry dan. Reg. Nou die eerste ding wat ek doen, as ek met breuke werk, is ek wil ontslaa raak van die breuke. So ek gaan nou reg deurmaal met hierdie noemer, wat nou x plus 1 is. Kyk, daar is ook 'n x plus 1. So ek gaan reg deur gaan maal met die x plus 1 noemer, om ontslaa te raak van daai twee. En dan gaan ek dink dit is die bure se hond, wat so skree, skus oor dit. En dan, ek weet nie of julle dit kan hoor nie, ek hoor dit so vaag weg. Ja, is dit nou stil. En dan daai ouetjie wil ek ook reg deurmaal en dan van hom ook ontslaa raak. En natuurlik ontslaa raak as ek met hom maal, dan kanselleer hy mos nou net uit. En ek gaan sommer net met die ander kleur net hier vir jou wys wat doen ek, maar jy hoef dit ook nou nie as jy al vertroud is met dit elke keer hierdie storie daar te skryf nie. Maar wat nou gebeur is, ek gaan maal hier met x plus 2x, x plus 1x minus 2 met hierdie term op 1, so die op 1 maak nou nie saak, so ek maal net bo met dit. En ek maal daarso met x plus 1x minus 2, en ek maal daai term met x plus 1x minus 2. Reg, so ek maal elkeen van hierdie terme met daai. Goed. Nou hierso gaan daai x plus 1 en x plus 1 uitkanselleer. Hierso gaan die x minus 2 en die x minus 2 uitkanselleer. En hier gaan die x plus 1 en die x plus 1 uitkanselleer. Dan is dit alles nou net op 1. So dis weglaatbaar. Jy hoef ons nou nie op 1 te skryf nie. So hierdie term is dan nou net die x minus 2 maal met daai x plus 2. X minus 2 maal met x plus 2. Hierdie term is 3 maal met daai x plus 1. En hierdie term is 1 maal met daai, so dis maar net dit, x minus 2. Reg. En dan van hier af, jy is welkom om die video te pause en mooi rustig die goed te gaan uitmaal, as jy nou nog bietjie stadiger uitmaal. Maar ek gaan sommer gou dit net uitmaal. Dis iets wat jy ook nou al redelik behoort te weet hoe om te doen. Ek gaan sommer die twee ook oorbring, want ek sien is 'n kwadratiese vergelyking, dan soek ek mos nou in elk geval alles aan een kant. So ek gaan sommer daai twee ook oorbring in dieselfde stap.
en dan minus 3x minus x. Minus 8x en minus 7 plus 2 is minus 5. Ek seker ek het nou iewers 'n fout gemaak. Kom maar kyk gou-gou. X minus 2x plus 2. 3 maal met x plus 1. X min 2. Daai min 4x moet nie daar wees nie. Ja, jy sien, as mens nou te vinnig wil werk, dan maak mens nou simpel foute. Minus 3x minus x is net min 4x, reg. So jy kan nou rustig hierdie gaan uitmaal. Jy is nou seker al klaar gemaak, want nou het ek nou eers foute gesoen. En dan kan jy rustig die faktoriseer weer eens, as jy nog nie lekker faktoriseer nie, gaan maak seker, daar's 'n playlist op my channel, basiese konsepte, basiese begrippe en konsepte, gaan klik op daai playlist, daar's 'n video, faktorisering van 3 terme of 3 term faktorisering, en dan gaan kyk jy daai video en gaan sit mooi rustig tot deur en kyk dat jy dit uitsorteer, want 3 term faktorisering is iets wat jy moet kan doen en jy moet dit kan vinnig doen en jy moet alright wees daarmee. Reg, en dan is x gelyk aan 5 of x is gelyk aan minus 1. En ek het vir x opgelos. En dit is nie eers so geweldig baie werk nie. Wel, jy kan nou 'n paar stappe hier tussen inskryf as jy nou nog wil. Maar dit is nie eers so geweldig baie werk nie. Dis maar net daai eerste prosedure wat 'n bietjie tyd vat en ek dink die grootste gedeelte van die punte gaan tot om by daar te kom. Ook van daai 7 punte en dan van daar af vereenvoudig jy maar net, dis goed wat jy hopelik alles al regtig so kan doen. Reg. Volgende week verwerk daaraan Woensdae. Ons is nou klaar met die hele vraag 1, gaan ons nou begin met vraag 2. En daarso is 'n losop vir x gelyk x en y gelyktydige sommetjie. So daai 2 vergelykings wat jy saam oplos. En dan vir die res van die vraag is die allerlei eksponente en wortel en sulke vrae en ek is mal oor eksponente. So ek sien nogals baie uit na volgende week se eksponente vraag in werk daaraan Woensdae. So geniet julle week en verder en kom kyk weer volgende week saam met my werk daaraan Woensdae. Dan kyk ons na vraag, dan begin ons met vraag 2.